Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wie ek is en watter rol ons in die samelewing inneem, het 'n direkte impak op alles rondom my. Op almal rondom my. Want hoe ek optree, is ook maar wat ek afgee in die wêreld. So steenkool. Wie ek is wat ek ook maar aan ander mense afgee. Maar die belangrikste van alles is, dat ek nie iets of iemand anders kan wees, as wie God my gemaak het om te wees nie. Vanoggend het ek gedink dat ons moet nadink oor die gedagte en die tema. Ek is nie die son nie, Here, maak my die maan. Here, ek is nie die son nie, maak my die maan. Geliefdes, wanneer ons so oor die son en die maan en die aarde dink, dan is dit eintlik nogal natuurverskynsels wat ons baie goed ken. En miskien in hierdie seisoen waarin ons bevind, nog so 'n bietjie min van die son beleef het, omdat dit so geweldig baie al gereën het. Wanneer ons oor die son dink, dan besef ons ook dat hierdie aarde en hierdie planeet van ons sonder die son nie sou kon funksioneer nie. Want die son is lig. En daardie ligbron gee dan ook lewe. Met die baie vloede wat ons ook al ervaar het hierdie jaar, en in die landbou waar boere ook al gesê het, ons het reën nodig, maar dit kan maar op 'n stadium ook ophou reën. Besef 'n mens hoe daardie krag van son net so belangrik is as wat die reën is wat die plante moet voed. Die son is die bron van lig en lewe. Sonder die son sou daar geen warmte gewees het nie. En sou daar ook nie dag gewees het nie. Ons kan onsself nie eers eintlik indink in 'n wêreld en in 'n tyd waar dit alles net altyd pikdonker om ons is nie. Omdat ons hierdie wondervoorreg het van die son wat lig maak, wat helder skyn en wat baie helderder is as enige lig wat ons kan aanskakel. Die ware bron van lewe. Ja, sonder die son sou ons maar moes rondploeter in die duisternis. Die son is ons daaglikse herinnering ook daaraan dat lig altyd donker verdryf en nooit deur die donker oorskadu kan word nie. En hierdie beeld in ons metafoor vandag bring ons tot die besef dat God die enigste bron van lig, groei en lewe in ons wêreld is. As ons dink aan die maan, is dit natuurlik totaal anders. Want die maan het geen lig van sy eie nie, maar is te alle tye die weerkaatser van die son. Van die son se lig wat op hom skyn. Soms sien ons hier van die aarde af 'n volmaan. En wanneer die maan so vol is en die son so helder op hom skyn, dan is selfs die donker nie meer donker nie, en die nag nie meer nag nie, maar soms helder,
terwyl die maan geen lig in homself het nie. Maar dit is ook waar dat die aarde soms in die pad van die maan beweeg. Tussen die son en die maan inkom, en dat daardie beweging van die aarde dan ook 'n inwerking het op dit wat ons van die lig op die maan sien. Die maan se invloed op die aarde is baie bekend. Dit het 'n duidelike uitwerking op die seisoene, winter, somer. En die rede daarvoor is omdat die maan daardie rotasieas van die aarde stabiliseer, sodat daar seisoene kan plaasvind. Sodat ons ook al die verskillende elemente kan hê om op hierdie aarde te kan bestaan. Hierdie maan het natuurlik ook op die getye van die see invloed. Soms hoogwater, soms laagwater en met tye sommer springgety, waar die gety nog hoër of nog laer is. Die aarde het geen beduidende impak op die maan nie, behalwe ten opsigte van sy gravitasie. En daarom dat ons die maan altyd net sien van een kant af. Enige plek op die aarde sien jy die maan altyd net van dieselfde kant af. Ons weet nie hoe lyk die agterkant van die maan nie. En dit miskien hoekom hierdie ruimtevaart en die beweging om die maan wat nou beplan word deur NASA weer nuwe wetenskaplike navorsing en feite na vore kan bring. Die maan het 'n duidelike invloed op die aarde, maar die aarde het nie 'n groot invloed op die maan nie. Die son het 'n ongelooflike impak op beide daarvan. Hierdie beeld van die maan herinner ons dan in ons metafoor vandag ook dat ons geloof soms vol en helder is. Dat ons kan sterk staan in die geloof en dat ons skyn vir ander mense om raak te sien. Maar ander kere skyn ons maar half. Soms word ons klein en donker. Maar ons kan daarom altyd besef dat ons deel is van 'n baie groter siklus. Ons moet ook besef in hierdie metafoor, ons kan uit onsself niks uitstraal nie. Ons kan slegs die weerkaatsers van God se lig wees. En in hierdie beeld van die aarde vandag, is die aarde ons prent van ons wêreld se behoeftes en begeertes en verleidelikhede. Ons wêreld vol versoekings, maar ook 'n wêreld vol geleenthede. As ons dink aan die wêreldse, dan is dit maklik om daaraan te dink, want dit is waar ons ons bevind. En dit is die hoek waaruit ons ook na die wêreld kyk. Ons sien hoe mense optree. Ons hoor hoe mense klink. Daar waar hulle met kollegas praat. Daar waar hulle met kinders werk. Daar waar ons tussen ons vriende verkeer. Daar waar ons self kies om ook op bepaalde maniere by dinge betrokke te raak. Hierdie wêreldse lewe van ons dwing ons soms in rigtings waar ons nie moet wees nie. En die enigste manier om teen daardie dwang te protesteer is om vas te hou aan die hand van die Here en sy wil te soek
en sy opdragte na te streef. Dis hierdie gedeelte in Efesiërs, maar ook op talle ander plekke in die Bybel, waar ons lees van lig en duisternis, word ons vandag gedwing tot die besef dat God 'n lig in ons wêreld is. En oor hierdie verduideliking wat Jesus self aan ons deel oor lig vir die wêreld, kan jy gerus gaan lees in die Evangelie van Johannes. Gaan lees gerus daarin in hoofstuk 8, jy kan in hoofstuk 3 daarvan lees, in hoofstuk 8 en hoofstuk 12 van Johannes. Ek is die lig vir die wêreld. Ons lees selfs ook in Psalm 119, dat God vir ons sê, dat hy in ons donkere wêreld altyd 'n helder lig is. Maar dat ons ook verder moet gaan, is net die besef dat God hierdie lig is. Ons kan nie kies om soms deel van die lig en soms deel van die duisternis te wees nie. Ons kan nie soms kies om te wil doen wat die Here van ons vra, en ander kere dan sê ons, ag nee wat, ek gaan nou maar vandag net hier op die wêreldse manier aangaan nie. Dit is nou maar wat my werk is, dis nou maar wat vir my op my pad gekom het nie. Wat op my pad is om 'n ligdraer vir God te wees. In Matteus 5 vers 14 tot 16 lees ons ook waar Jesus die volk onderrig en vir hulle sê, jy sit tog nie 'n lamp en dan sit jy emmer bo oor hom nie. Jy sit hom op 'n lampstander sodat almal dit kan sien en in daardie lig kan leef. Ons kan nie kies wanneer die lig moet skyn en wanneer hy nie moet skyn nie. God se lig moet te alle tye skyn. En dan 'n baie interessante gedeelte hier ook in Efesiërs 5 vers 10. En daar het ons nogal 'n manier om hierdie woorde so 'n bietjie te verdraai. Beproef alles. En dan sê ons behou nie die goeie. Maar dit is nie wat daar staan nie. Beproef alles en hou by dit wat reg is. Daardie beteken nie dat ons maar kan eksperimenteer met die slegte dinge nie. En as ons nou agtergekom het dit is sleg, dan los ons dit nou maar net weer nie. Toets waarmee jy besig is. As dit vir die Here aanneemlik is, gaan doen dit met oorgawe. As dit vir die Here onaanneemlik is, vermy dit ten alle kostes. Dis die betekenis daarvan. Ons kan nie maar gaan eksperimenteer met die verkeerde dinge en hoop dat ons maar net weer daarvoor vergewe sal word, of dat die Here se genade maar net weer in oordaad oor my moet uitgestort word nie. Liewe broer en suster, liewe onderwyser, God is die lig en hy skyn in elkeen van ons se lewens. Hy skyn in ons donker wêreld. Hy is die son wat helder skyn. Hy is die ware lig wat elke mens verlig, sodat niemand van ons in die duisternis hoef te wees nie, maar in die lig kan leef. En selfs as ons in die donker van die wêreldse versoekings bevind, ons steeds kan weet dat God se lig nooit uitgedoof kan word nie. God se lig is nie soos dag en nag nie. Die son skyn ook in die nag. Daarvan staan die maan getuie, want hy weerkaats daardie son, sodat ons dit op die aarde kan sien. God se lig is sigbaar in die strale van die maan. Jesus het gekom en ons op die pad van die lig geplaas.
En nou is dit ons verantwoordelikheid om in die lig te lewe en om sy weerkaatsers in hierdie wêreld te wees. Jy kan nie donker weerkaats nie. Maar jy kan in die donker vasgevang word en jy kan in die ellende lewe. Ek sê dit weer. Jy kan nie donker weerkaats nie, maar jy kan in die donker vasgevang word en in die ellende daarvan lewe. Maar wanneer jy opkyk, sal jy steeds God se lig sien. En daarom, kom ons gaan soek elke dag God se lig. Wees sy weerkaatser en straal die liefde van God uit oral waar jy jou bevind. Liewe onderwyser, besef ook vandag, u is nie maar net besig om kinders te onderrig nie. U is besig om God se lig in die lewens van kinders te skyn. Deur u is God besig. Deur u is God besig om kinders se lewens te vorm, om hulle te begelei op 'n pad waar God ook vir elkeen van hulle 'n doel het, 'n plekkie het waar hy jou wil gebruik. Maar u staan ook nie alleen nie. God is ook met u en soos wat sy strale op u skyn, sal hy ook vir u toerus met gawes, geestelike gawes, bo jou vermoë, omdat hy jou wil gebruik en omdat hy jou kan gebruik. En sal hy jou toerus om daardie werk met oorgawe te doen. Hy sal jou seën in die werk waartoe hy jou geroep het. Dis nie 'n werk wat jy net gekies het vir 'n salaris aan die einde van die maand nie. Dis 'n werk waartoe jy geroep is, waar God jou wil gebruik. Gaan leef dit uit na die beste van jou vermoë. En liewe kinders, hierdie onderwysers, hoor hulle, sien hulle raak, luister nie net na die woorde wat hulle sê nie, maar ook na dit wat God deur hulle vir jou wil sê. Gebruik hierdie geleenthede om gevorm te word en gaan leef dit uit in die wêreld daar buite. As ons, as gelowiges, onsself ook weer slag opnuut klein maak en sê ek is nie die son nie, ek is nie die lig nie, ek is die maan en ek weerkaats God se lig in hierdie wêreld, dan sal die wêreld ook anders lyk. Nie donker nie, maar helder. Nie omdat ek dit reg kry nie, maar omdat God dit reeds reg gekry het. Toe hy hierdie wonder laat plaasvind het, deur Jesus Christus mens te laat word het, en onder ons te laat woon het, en vir ons 'n ewige lig geword het, waarin en waaronder ons kan leef. Mag God u ryklik seën, hierdie jaar en op die pad wat vir u voorlê. Amen. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Here, u wat groot is, u is die lig wat ewig skyn. Maak ons vandag die maan, omdat ons geen lig in ons eie het nie, maar omdat ons u lig kan weerkaats, en omdat ons 'n uitwerking kan hê op die aarde, op die mense en op die lewens van kinders.
wil U deur ons ook 'n verskil maak in hierdie wêreld. Here, vandag wil ons as gemeente ons onderwysers aan U kom opdra. Elke onderwyser hier in Kreersdorp, Rodepoort, Gauteng, Suid-Afrika. So baie kinders, so baie skole, so baie werk vir onderwysers. Here, ons sien in ons wêreld dat daar so baie druk op hierdie onderwysers geplaas word. Dat hulle so blootgestel is aan soveel uitdagings en druk en beproewings. Dat hulle werk soms vir hulle so moeilik en ondraaglik word, dat hulle dink om handdoek in te gooi. Daarom wil ons elke onderwyser aan U opdra. En vra Here dat U vir hulle sal toerus met U gawes, met talente, maar bovenal met 'n opregte gesindheid om hierdie werk te doen tot die eer van U naam, tot die opbou en die uitbou van U koninkryk ook hier op aarde. Wil U, Here, ons onderwysers ryklik seën. Wil U ons skole seën. En wil U, Here, so deur hulle werksaam wees, om ook hierdie kinders 'n goeie opvoeding te gee, om eendag selfstandige volwassenes te kan wees, wat 'n verskil maak in die wêreld waarvan ons deel is. Wil U, Here, ons op hierdie pad lei. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.